my hande het Goeiemôre, Pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend hier by julle. Ek wil graag vir ons die titel gee van hierdie boodskap, die woord van God. Het julle al ooit daaraan gedink, né? Dat alles wat ons, as ons so rondom ons kyk, alles wat ooit geskape is, het deur die woord van God op hierdie aarde gekom. En as ek dit vir julle sê, toe die Here gesê daar in die begin, in die boek van Genesis 1, toe hy gesê het, laat daar lig wees en daar was lig, dit het deur die woord gekom, wat uit die Here uitgekom het. En ons moet hierdie woord, of die krag van hierdie woord, moet ons, ek en jy, binne in ons kry. Nou, ek wil graag in Johannes 1 vers 1, van daar af, wil ek graag vir ons lees, en kom ons gaan kyk net, wat staan daar, en wat sê die Here vir ons. Hy sê in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, hierso vers 3, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. Nou, ek wil net eers tot daar gaan. Alle dinge het deur die woord van God ontstaan. Nou, ek wil gou vir julle vra, hoe bring ons 'n woord voor? Jy gaan vir my sê met jou mond. Hoe het God hierdie woord voortgebring toe hy gesê het in Genesis 1, laat 'n skeiding tussen waters en droë grond wees? Het hy dit gespreek? Julle, hy het dit gespreek, daar was niks nie, alles was deur mekaar, alles was woes en leeg gewees. En toe God 'n woord spreek, toe skei die waters en droë grond kom uit. En die waters word op een plek by mekaar gehou en die droë grond kom uit. Nou, wat ek graag na julle toe wil bring is, ons het die Bybel. Ons het die Bybel wat die woord van God genoem word. En God is so wonderlik dat hy die uitgespreekte woorde van God in 'n boek vir ons saamgevat het, sodat ek en jy elke dag daar kan sit en dit lees, sodat dit by my en jou kan ingaan. En julle, wat dink jy gaan gebeur as die woord van God by my en jou ingaan? Dan gaan dit vrugbaar binne in my en jou word. En wanneer die woord van God vrugbaar binne in my en jou gaan word, dan gaan dit lewendig word. Binne in jou lewendig. En wat dan gaan gebeur is, dat wanneer jy ook soos God gaan begin spreek, dan gaan jou woorde krag dra. En dinge wat nie was nie, sal skielik in die fisiese gemanifesteer word, sal in die fisiese na vore kom, as jy dit spreek. Maar onthou net, jy moet die woord, soos in Genesis 1 se tipe woord, wanneer daar gespreek word, dat iets gebeur, moet jy binne in jou kry, sodat wanneer jy spreek, dat dit ook dan lewenseffekte gaan hê, mense se lewens kan omkeer, julle omstandighede kan omkeer. So kom ons kyk nou sê hy was in die begin by God. Nou as hy sê hy, dan praat hy van 'n persoon. Hy was in die begin by God. So die woord van God is nie net uitgespreekte woorde nie. Dis iets of iemand lewendig wat in ons inkom, wanneer ons hierdie woorde deel van ons maak. En dan, wanneer ons spreek, dan doen hy 'n werk van krag. Okay. So hy was in die begin by God, vers 2. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan nie. So jy kan jou oë op niks lê wat nie deur hom ontstaan het toe hy dit gespreek het nie. Nou, vers 4. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Julle, die woord van God is ook lewe. So hoe belangrik is dit nie om jou Bybel op te tel, te gaan bidden, te gaan sit en vir die Here te vra, Here, maak jy die woord oop vir my, Here, en laat hierdie lewende woord van U in my hart en in my siel ingaan, dat dit my vir ewig sal omkeer. Hoe belangrik is dit nie? Julle, kom ek en jy doen dit. So, want in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En hy sê toe,
en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Julle, die goeie nuus vandag is, as jy die Bybel, die woord van God, binne diep in jou hart bære, maar jy moet dit nie so sien soos kenniswoord nie. Jy moet dit sien as Jesus Christus, die lewende woord, as die Heilige Gees wat die woord binne in jou lewend maak en wat in jou soos 'n lewende wese binne in jou kom woon en jy moet vir God dankie sê daarvoor. As jy dit dan so sien, so opneem, so binne in jou opneem, dan gaan jy ook op 'n plek kom waar jy gaan begin spreek en jy gaan dinge aanspreek en jy gaan dinge bevel gee en dinge sal verander, moet verander, kan nie anders as om te verander nie. Want uit die woord van lewe, die Bybel, die woord van God, die lewende woord, wat 'n lewende wese is binne in jou, wanneer jy in hom begin opstaan, en hom begin spreek, en begin hom dinge nader roep, julle, dan moet alles gehoorsaam wees. Julle weet dat die woord van die Here sê, dat voor die naam van Jesus Christus moet elke knie buig. Elke knie moet buig. Nou hierdie woord, weet ek en jy, is Jesus Christus. Hy is die woord. So as jy dan die woord van God met gesag, met liefde, met geloof uitspreek, dan moet die dinge op hierdie aarde buig. Amen, is wat ek graag met julle wou deel. Kom ons maak ons oë toe, ek gaan saam met ons bid, ons gaan vir die Here vra om die ingeplante woord van God diep binne in ons hart en in ons gees te sit. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun, Here. Here, ek bid nou vir elke man, elke vrou, Here. Here, elke jong mens wat na hierdie boodskap luister, Here, my God, plant hierdie woord diep in hulle hart, Here, diep in hulle gees, Here. Vader, laat die woord van God 'n lewende krag in elkeen van ons sal word. Dis ons uitroep, Here, en is ons hartsbegeerte. Ons dank U en ons ontvang dit in Jesus Christus. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.